die Heilige Gees. Laasweek het ons gepraat oor die Heilige Gees in my lewe. En ons het gepraat oor, ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Dit is die rol van die Heilige Gees in ons lewe, dat hy ons lei. In alle waarheid, hy oortuig ons van die goeders wat verkeerd is in ons lewe. Hy is ons goeie raadsman, hy is ons berader, wat ook al. Hy vervul daardie rol. Nou vandag vra ek die vraag, en dit is baie donker, ek moes dit al bid gemaak het, maar ek vra die vraag, is ek gevul met die Heilige Gees? Want dit is ons 'n vraag wat baie mense vra, en baie mense dink, as hulle hier na die kerk toe kom en 'n sekere goed gebeur, dan is ons gevul met die Heilige Gees. Nou ek wil vandag so bietjie deur die skrif gaan, en ek wil met julle praat oor hierdie ding wat ons so vra oor die Heilige Gees, en is ek gevul met die Heilige Gees? Wat beteken dit om gevul te wees met die Heilige Gees? Hoe lyk my lewe as ek gevul is met die Heilige Gees? So ek wil open met hierdie volgende skrif. In Efesiërs 5 vers 18 skryf Paulus die volgende: en moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Maar die ander vertaling sê, word vervul deur die Heilige Gees. Ons weet die Gees is die Heilige Gees. So, moenie dat die wêreld, want hier praat hy nou maar van die wêreldse plesiere, die wêreldse besigheid, moenie dat daai goeders jou blind maak, en jy mis dit nie. Fokus eerder op die Heilige Gees, en laat toe dat die Heilige Gees jou lei. En vir die Heilige Gees om jou te lei, moet jy gevul wees met die Heilige Gees, maar jy moet ook die Heilige Gees ontvang. So ons gaan vandag oor daai twee konsepte praat. So wat beteken vervulling met die Heilige Gees dan? Beteken vervulling met die Heilige Gees al hierdie goeders wat ons sien, Benny Hinn doen? Beteken vervulling met die Heilige Gees, ek lewe net 'n lewe? Wat beteken dit regtig? So kom ons begin, en ek wil die stelling maak. Daar is 'n verskil tussen inwoning van die Heilige Gees teenoor vervulling van die Heilige Gees. Het julle dit al gehoor? Die inwoning van die Heilige Gees en die vervulling van die Heilige Gees. Nou kom ek verduidelik gou vir julle die verskil tussen die twee. Romeine 8 vanaf vers 8 tot 10 verduidelik dit so vir ons. Verduidelik Paulus dit so vir ons, en hy verduidelik dit so mooi. Hy sê, wie in julle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Dis mos die waarheid, nee. As ons in ons sondige natuur bly, en ons hou aan om te doen wat die sondige natuur roep, kan ons nie God gelukkig maak nie. Dan sê hy, julle daarteen, julle wat Christene is, julle wat Jesus Christus aangeneem het, julle daarteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. So hier kom Paulus en hy verduidelik vir ons, ons was op 'n stadium dood gewees, geestelik dood, ver van Christus af, verwyder van Christus af. So in effek was ons op 'n stadium hierdie flits gewees. Nee? Wat is hierdie flits se doel? Lig. Maar kan hy nou lig gee? Om julle ouens wat bietjie meer tegnies is. Hy kan nie lig gee nie. So hy is daar, hy's 'n vlug, hy's 'n flits, hy het die kapasiteit om flits te wees. So was ons ook. Ons is gebore, ons is mens, ons is vlees, ons is siel, ons het die kapasiteit om lig te wees, ons het die kapasiteit om ons doel wat Christus ons voorgemaak het, God ons voorgemaak het, uit te leef, maar ons kan nie. En dan kom Paulus en hy sê, ons was dood as gevolg van ons sondige lewe, maar nou omdat ons in Christus behoort, nou het ons die Gees. So wat sê hy hierso? By wedergeboorte, daai dag, toe jy vir Jesus Christus gesê het, Here, ek neem U aan as my redder en my saligmaker. Here Jesus Christus, ek aanvaar
dat ek verlore is. Ek aanvaar dat ek hierdie nie op my eie kan doen nie. Ek aanvaar ek het 'n redder nodig en U is daai redder. Daai oomblik ontvang ek die Heilige Gees. Daai oomblik kom bly die Heilige Gees in my. Daar's so 'n mooi gedeelte in Johannes hier op die einde waar Jesus met sy disippels praat en hy blaas oor hulle en hy sê ontvang die Heilige Gees. En ek glo daar het wedergeboorte plaasgevind vir daai disippels en die Gees van die Here het in die disippels kom woon. In die oomblik toe ek my hart en my lewe vir Jesus Christus gegee het ek die Gees, die Heilige Gees ontvang en hy het in my kom woon. So ek sê hierso inwoning vind plaas by wedergeboorte, maar die vulling met die Heilige Gees is 'n aaneenlopende ding. Hoor gou wat sê Paulus vir ons hier in Handelinge 4 vers 31. Hy sê terwyl hulle gebid het. Dis nou in Handelinge 4, nie Handelinge 2 nie. Handelinge 4 vers 31. Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskit en almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Nou in Handelinge 2 ken ons almal die storie, hulle was bymekaar in die bokkamer gewees en het gebid en tonge van vuur het op hulle neergedaal en hulle het in tale begin praat en dinge het gebeur. 2 hoofstukke later lees ons dit weer. Hulle was bymekaar gewees en daar het iets gebeur. Die plek is geruk. Hulle is gevul met die Heilige Gees en hulle het vrymoedigheid gehad om met mense te praat en die woord van God te verdiende. Selfde mense, 2 keer gevul met die Heilige Gees. Dit is 'n aaneenlopende ding. Nou toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het, het die Heilige Gees in my kom bly en ek het die kapasiteit gehad om te begin lig maak. Ja, ek gaan julle nou verblind. Want dit is wat ons veronderstel is om te doen, nê. Ons is veronderstel om die wêreld te verblind met die goeie nuus van Jesus Christus. Die oomblik toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het, is my hart geruk. My lewe is geruk en ek is gevul met die Heilige Gees, want hy het in my kom bly, hy het my vol gemaak, hy het my die vrymoedigheid gegee om te verkondig, hy het my die vrymoedigheid gegee om vir julle te bid en lig te wys vir die wêreld, hy het dit gedoen. Maar soos wat die tyd aangaan, raak die lig baie keer al donkerder en dan gaan hy weer af, want ek raak besig en ek raak besig met die wêreldse dinge. Die Heilige Gees is nog steeds in my, maar die battery raak 'n bietjie pap. En dit is hoekom die battery weer vol gemaak moet word. So dis waaroor ons vandag gaan praat, om hierdie battery vol te hou, want die Heilige Gees bly in jou. As jy jou hart en jou lewe vir Jesus Christus gegee het, is die Gees van God in jou. Hy kan nie ergens anders te wees nie, hy is dan die tempel waarin hy bly. Maar ons laat toe baie keer dat die battery 'n bietjie leeg loop. So kom ons gaan aan. En kom ons vra die vraag, wat is die bewys dat ek gevul is met die Heilige Gees? Wat is die bewys daarvan? Voordat ons kom by die, hoe word ek vol van die Heilige Gees? Want ons almal wil altyd die bewyse hê van, ja, hierdie ou is geesgedrewe, hierdie ou is vol van die Gees. Nou kom ons kyk, wat is die bewys daarvan? Daar's 'n paar goeters wat die Bybel identifiseer, wat sê, as jy dit het, dan is jy vol van die Heilige Gees. As jy dit nie het nie, dan wonder ek baie keer. Die eerste bewys dat jy gevul is met die Heilige Gees, is jy het 'n getransformeerde karakter. Die ou mens wie jy was, die manier hoe jy opgetree het, is getransformeer, verander. Dit lyk nie meer soos wat die ou mens lyk nie. Elke slag as die sondige natuur roep, en jy sê nee vir die sondige natuur, dan is dit 'n teken dat die Heilige Gees in jou werk. Net 'n vraag. Ek lees dit in die week raak, en dit was vir my baie interessant geweest. Mense weet hierdie goeters, maar mense het baie keer net dit nodig om dit weer te lees. Hoekom is dit so maklik vir jou? Hoekom is dit so maklik vir jou om sonde te doen? Nou ons weet sonde is alles wat nie in lyn is met God se woord nie, en mis die merk. Hoekom is dit so maklik vir ons as mense om die verkeerde ding te doen? Want jou vlees gaan nie vir ewig saam met jou gaan nie.
So jou vlees roep uit nou, terwyl hy nou nog hier is. Ek wil nou alles beleef en alles hê. En jy laat baie keer toe dat jou vlees harder skreeu as jou gees. Ek doen 'n pleitgebed op julle vandag. Jou gees gaan vir altyd. Jou vlees is kort en byn. Luister vir die leiding van die gees, dat jou gees enig is, waar Christus is. Moet dit nie mis nie. So, eerste ding, hoe identifiseer ons as iemand gevul is met die Heilige Gees, 'n getransformeerde karakter? Galasiërs 5:22-26 kom Paulus en hy verduidelik vir ons en hy wys vir ons hoe lyk 'n getransformeerde karakter. Hy sê die vrug van die Gees. So 'n getransformeerde karakter is 'n karakter en 'n lewe wat vrug dra. En hy dra nie slegte vrug nie. Jesus sê 'n boom wat slegte vrug dra, kap ons uit en ons gooi hom weg. Ons wil goeie vrug dra. Hy wil hê die slegte vrug in jou moet sterf en hy wil hê jy moet goeie vrug dra. So wat is goeie vrug? Die vrug van die Heilige Gees is liefde. En die karaktereienskappe van liefde is blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsogte en begeertes gekruisig. As ons aan Christus Jesus behoort, dan sê ons nee vir die verkeerde dinge wat hierdie wêreld vir ons bied. As ons gevul is met die Heilige Gees, het ons die ability om nee te kan sê vir hierdie dinge. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees nie, mekaar uitdart of op mekaar jaloers wees nie. Hy sê so baie hierso, ons moet mekaar met liefde hanteer. Ek en Clayton en Dion staan voor kerk en gesels en ons vra vir mekaar, hoekom sukkel ons mense in hierdie land van ons so om bly te wees wanneer dit goed gaan met iemand anders? Ons moet altyd vinger, ja, maar dit en dit en dit, omdat dit nou nie goed gaan met my nie. En ons almal is waar ons moet wees. Besef julle dit? Ons is almal waar ons moet wees. Party van ons kon 'n bietjie verder gewees het, maar ons het nie geluister nie en dom besluite gemaak miskien. Maar ons is almal waar ons moet wees, maar as dit goed gaan met Desmond se besigheid, dan moet ek bly wees daaroor, want dit gaan goed met my ook, want hy's 'n broer in Christus. Dit beteken 'n broer in Christus wat deel is van die koninkryk, doen 'n goeie werk en ek moet bly wees dat my koninkryk goed doen. Maar nou is dit, kyk nou nie verbande op sy kant, gaan goed in daai huis. Dit is nie wat die Heilige Gees ons lei om te doen nie. Die Heilige Gees lei ons om te sê, ons moet bly wees vir mekaar. Ons moet mekaar in liefde hanteer. So, jy het ook die Gees ontvang, maar jy is so leeg op hierdie stadium, jy moet weer 'n bietjie op die battery charger kom, dat jy weer reg kan skyn, en weer kan begin luister. Iemand wat gevul is met die Gees van God, sy karakter transformeer. En ons moet toelaat, dat daai karakter elke dag getransformeer word. 'n tweede teken dat ons Gees vervuld is, ons lewe 'n Gees gedrewe lewe. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Iemand wat vervul is met die Heilige Gees, is iemand wat gelei word deur die Heilige Gees. En jy kan dit sien in sy lewe. Hy maak die regte keuses. Hy praat anderste met mense. Hy doen nie wat hy gedoen het voordat hy 'n kind van die Here was nie. En dit is so maklik om nie so te wees nie. Wanneer is dit Vrydagmiddag, stap ek hier op die kerk. Ons skryf nou die eksamen, ons doen die eksamen toesig, en ek moet my bene gereeld trek, ek kan nie daarvan om so stil te sit nie, en ek stap hier op die kerk, en hier is 'n man aan die ander kant van die heining, en hy is daar met 'n stok besig om die boomstuk in te slaan. Ek wil graag weet hoekom. Hoekom staan jy in die straat en slaan die kerk se boomstukke? Dis takke, dis blare, dit gaan weer groei, nou staan hy daar. Nou in daai oomblik kom die ou Philip in my tevore. En ek wil sommer omstap en ek wil vir hom daai stok vat, wat hy mee besig is, en ek wil daai stok breek op 'n plek.
Maar die Gees sê vir my, dit is nie hoe jy dit gaan doen nie. Ek stap nader en sê van, wat doen jy? Nee, hy slaan die boom. Ek sê, hoekom slaan jy die boom? Nee, hy slaan die boom in. Ek sê van, nee, maar moenie die boom slaan nie, asseblief. Kan jy die stok daar aan die kant gaan sit? En hy kyk my aan, en hy het 'n paar vloekwoorde, en jy kan sien, hy is nie baie happy met my nie, maar hy gaan sit die stok aan die ander kant, en hy loop. Wie het gewen? Ek het. Want ek het toegelaat dat die Heilige Gees my lei na die oomblik, en ek het nie in my ou mens, in my ou natuur opgetree, soos wat ek graag wou nie. Ek het gegaan en ek het net mooi met hom gepraat en gesê, hoekom doen jy dit? Waarom moet dit nie doen nie? En hy het gegaan. So as ek gevul is met die Heilige Gees, moet ek gelei word deur die Heilige Gees. Dis hoe ek weet. Ons gaan aan. Nog 'n teken is jy weet jy is gevul, maar hoe weet ons iemand is gevul met die Heilige Gees? Daar is 'n hart van aanbidding en dankbaarheid in daai persoon. Jy kom sommer agter, hy het 'n hart van aanbidding. Hy het 'n hart wat soek na God. Soek na Jesus. Hy het 'n hart wat soek na die Vader. Van die Gees hier binnekant my, die Heilige Gees wat hier in my woon, wat doen hy? Hy roep uit. Abba, hy wil nader kom. Hy wil nader kom. En hoe meer jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei, hoe voller jy word van die Gees, hoe meer gaan jy 'n hart van aanbidding hê. 'n Hart wat enige tyd van die dag na 'n boom kyk en sê, "Jesus Here, U het dan maar 'n goeie job gedoen hierso." Laasweek toe dit so, nie hierdie week toe dit so gereën het, ek dink die vorige week was daar ook baie wolke. Kyk ek so op hier na die kop, waar is hy daar? En ek kyk hier so na die berg en die wolke wat so oor die berg kom. En die eerste ding wat in my gedagtes opkom, hier is Here, U het dan maar reg gedoen hierso. Hierdie is dan maar pragtig. Hart van aanbidding. En hoe meer ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, hoe meer gaan ons Christus in ons lewe intrek elke oomblik, van elke dag. Hoe meer gaan ons uitroep, en hoe meer gaan ons dankie sê, en minder vingerwys, en sê, Jesus hier, dit gaan maar goed, en daai mense. Ek wonder baie keer net, weet as mense praat, my kar, Vrydagoggend, dan wil ek by die garage uitkom, en dit voel die handbriek is op, kan nie reverse nie. Die handbriek is af, haal my draad uit, sit af, start weer, selfde storie loop, is daar iets wat daar voor in die kar vashou, hier is die band, en al pap, gelijk, pap, op die ring. Haal af, sit spaarwiel is ook toe nou pap, ry toe nou maar met die pap spaarwiel, dis minder skade, garage toe kom gou op, vervang die band. Sal daar mense wees, wat jy kry van, hoe is jou kar dan? Nee, my bandkiet is spyker of 'n skroef of 'n, dit pla jou nie, want jy is mos ryk. Wat se stelling is dit om te maak, as jy dan sê jy's 'n Christen, moet jy sê, ek is jammer om te hoor. Ja, dis daar, want as daai band dit nie gemaak het nie, moes ek 4 nuwe bande gekoop het. Maar ons is so vinnig om te sê, dis die Here. Ja, jy, in steede daarvan om net te sê, ek is bly dat jy nie 4 nuwe bande moes opgesit het nie. Dat dit net 'n skroef was, dat dit net 'n patch solution was. Ja, dit kos nou geld, maar dis okay. Nie heeltyd vingers te wys nie. En ongelukkig, ek sê dit, want dit gebeur so gereeld. Paulus sê, ons moet nie dronk word van die Gees nie, van wyn nie, ons moet toelaat dat die Gees ons lei. En dan gaan hy aan, en hy sê die volgende, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalme en God die Vader altyd vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Hy sê, moenie dat die wêreld julle deur mekaar maak en dronk maak nie. Hy gebruik wyn as 'n voorbeeld. Nie dronk word van wyn nie, word dronk van die Gees. Laat toe dat die Gees julle lei. En as julle dan by mekaar is, omdat julle gevul is met die Gees, terwyl julle onder mekaar is, sing psalme, aanbid die Here. Wees lief vir mekaar, gee woord vir mekaar, bid vir mekaar, spreek in mekaar se lewe in, hanteer mekaar soos wat Jesus Christus mekaar, die mense hanteer het. En dan in dit alles, dank ons die Here Jesus Christus. En is dit nie hoekom kerk so belangrik is nie, julle? Dat ons as Christene, wat gevul is met die Gees,
by mekaar kan kom, lofgesange, psalms kan sing, geestelike liedere, die woord van God kan hoor, vir mekaar kan sê ek is lief vir jou. Want dit is 'n teken van 'n gees vervulde lewe. En dan die laaste teken, voordat ons kom by die hoe, is, hoe weet ons iemand is gevul met die gees? Hy het die vrymoedigheid om te getuig. Gaan na die volgende vers toe. In Handelinge 1 vers 8, ons almal ken hierdie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea, Samaria, en tot op die uithoeke van die aarde, of die einde van die aarde. Wanneer die Heilige Gees in ons kom, en ons vol is van die Heilige Gees, het ons die vrymoedigheid om te sê, Jesus Christus is koning. Ek gee nie om wie sê wat nie. Ek het die vrymoedigheid om te sê, Jesus Christus is nog steeds koning. En dit is nie uit myself uit nie, want my ou sondige natuur wil nie dit sê nie. Hy wil net politiek luister, hy wil net geld en alles, maar my lewe wat gevul is met die Gees, wat toegelaat word, dat ek toelaat, dat die Gees my lei, bly getuig, Jesus Christus is koning. Ten spyte van wat die wêreld sê oor julle as ouers, as paas, bly ek sê, God het 'n mandaat vir julle, en julle mandaat is om te lei. Julle mandaat is om die leier te wees. Julle mandaat is om hoof van die gesin te wees. Die vrou kan nie die hoof van die gesin wees nie, die man is. Die wêreld getuig anders en die wêreld ook anders. Maar die woord van God sê, dis hoe dit is. En die Heilige Gees gee my die vrymoedigheid om dit te kan sê. Imagine Petrus, hy word gevul deur die Heilige Gees in Handelinge 2. Tonge van vuur kom, hulle praat in allerlei snaakse tale, maar hulle verstaan mekaar, wonderwerke gebeur, en Petrus, wat 'n visserman was, wat 'n paar hoofstukke teruggegaan het om vis te gaan vang, want Jesus is gekruisig, en hulle wil terugkeer na hulle eie lewe toe. Hier staan hierdie Petrus op en hy begin te preek. 3000 mense kom tot bekering. As jy gevul is met die Heilige Gees, gee hy jou die vrymoedigheid om te getuig. En wanneer jy getuig, om mense tot bekering. En dit is fantasties. Nou vra ek die vraag, hoe word ek dan vervul met die Heilige Gees? Nou eerstens, en ek weet, mense sal vinnig weer sê, ons moet 'n klomp lysies doen. Eerstens, jy hoef nie te werk om gevul te word met die Heilige Gees nie. Dis nie iets wat jy uit jou eie uit kan doen. Ek adverteer die diens op Facebook. En die eerste komment is iemand wat sê, hulle is siek, hulle wens hulle kon hier gewees het, maar dis waarvoor ons die video het. En die tweede ou begin te sê, as jy gevul is met die Heilige Gees, moet jy die Sabbat onderhou, en dan onderhou. En ons moet maar net terugkeer na die 10 gebooie toe, na die wette toe, want dan kan ons gevul word deur die Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, dis nie iets wat jy uit jou eie uit kan doen. Kom ons hoor, wat sê die skrywer van Handelinge 2, vers 38 vir ons. En dis Petrus wat dit nou sê, die oude Petrus antwoord hulle, bekeer julle, ons het klaar daaroor gepraat, wedergeboorte, bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes gedoop word. En dan sê hy wat dit is, en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Van die vertaling sê as 'n geskenk ontvang. 'n Geskenk is iets wat ek verniet kry. Ek werk nie vir 'n geskenk nie, anders was dit nie 'n geskenk nie. Is ons met mekaar hierso. Gister toe my ouers hulle hier aankom, bring hulle vir ons 2 sulke Checker 60 sakke, ek nog daar's kos in, toe was daar nou nie kos in nie. Toe sit 'n houttrekker wat iemand in Bethlehem vir Christus gemaak het. Ek het vir niemand betaal daarvoor nie. Dit was 'n geskenk, dit is, maar nie ek, dit is nie my geskenk, dis syne, maar dit is 'n geskenk, en ek het dit uit die sak uitgehaal en in sy kamer gaan sit. Op die vloer, nou het hy 'n trekker. Hy het nie gewerk daarvoor nie, hy het nie betaal daarvoor nie. So om die Heilige Gees te ontvang en die gawe van die Heilige Gees te ontvang, is iets wat verniet is. Dit gebeur by wedergeboorte. En wanneer jy vra, gaan God vir jou gee, want hy is 'n goeie Vader. So hy sê, dit is nie iets waarvoor ons werk nie. So kry dit eenkant.
Want ons is so geneig om Jesus Christus aan te neem, want wedergeboorte is maklik. Ons sê Jesus, ek ken nie as my redder en my saligmaker. En dan is dit nou verby. Nou is ek gered. Nou is ek 'n kind van die Here. En nou begin die ou vyand en die ou kop. Ja, maar dit is nou klaar. Nou moet jy iets doen. Nou moet jy iets doen om daar te bly. Terwyl die Bybel die hele tyd sê, nee, dis verniet, dis genade, dis verniet, dis verniet. Hou net aan. So ongevul te word met die Heilige Gees, moet ons nou uit ons kop uitkry. Jy hoef geen Sabbat te onderhou nie. Jy hoef geen varkvleiswet te onderhou nie. Jy hoef niks van daai goeders te doen nie. Jy moet in 'n verhouding met Jesus Christus lewe. Jy moet hom erken as jou redder en jou saligmaker. En dan na dit is alles verniet. Dis 'n geskenk. Ons groei net en ons raak net nader aan hom. Die opvulproses, die battery charge proses, vat iets van ons kant af, maar dis nie werk nie, dis verhouding bou. Die tweede ding wat ons moet doen, is ons moet onsself die hele tyd bely en bekeer. Bely en bekeer. Nou dis nie die hele tyd voor God gaan neerval en smeek vir die vergifnis van sondes nie. Dit gebeur by die kruis. Ons is regverdig gemaak by die kruis, ons sondes is vergewe. Ons is nie meer sondaars nie, ons is nou kinders van God. Maar om gecharged te word, beteken net ons moet die hele tyd bely en bekeer. Hy sê vir ons Paulus in Efesiërs 4 vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Wat sê hy hierso? Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie die Heilige Gees ignoreer nie. Wanneer hy praat, luister. Wanneer jy iets verkeerd doen, kry jy lewe net weer in lyn met God se woord en die leiding van die Heilige Gees. Al wat bekering beteken is, jy draai 180 grade weg. Die woord vir bekeer is metanoia in Grieks. En metanoia beteken net 180. Jy draai net eenvoudig weg. So jy is nou besig met iets wat nie in lyn is met God se woord nie. Al wat jy moet doen is, Heilige Gees, jammer dat ek nie vir jy geluister het nie. Ek besef jy die beste vir my gehad. Ek gaan nou weer begin luister. Ek draai my rug op dit wat ek verkeerd gedoen het en ek fokus weer op Christus. Ek fokus weer op Jesus. En ek gaan weer begin doen wat hy vir my sê. Dan bedroef ek nie die Gees nie. Dan laat ek toe dat hy my lei. En elke slag, as ek toelaat dat die Gees my lei, raai wat? Word ek net voller. Ek beleef hom net meer. Ek hoor sy stem net meer. En dit is net makliker om die volgende keer na sy stem te luister. Die volgende ding is, ons vra in geloof. In Lukas 11 vers 13 sê hulle, as julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. So wat sê dit vir jou? Hou aan, vra. Hou aan, vra. Vra in geloof. Vra Here Jesus, ek soek meer van U. En ek wil minder van my hê. Meer van U. Minder van my. Meer van U. Minder van my. Ek het gesukkel met die konsep toe ek 'n jong Christen was, want daar's klomp goed wat gesê word oor vulling met die Heilige Gees en al daai tipe van goeders, en dit moet 'n moment hier voor in die kerk wees en jy moet omval en dan gebeur daar goeders. En ek vra eendag vir 'n ou pastoor, hoor jy, ek het nou vir hierdie persoon gebid om gevul te word met die Heilige Gees. Hy sê, ja, kan jy dit gee? Ek sê, nee, Jesus sê in die woord, dit is hy wat dit gee, dit is 'n geskenk. Hy sê, okay, en het die persoon gevra daarvoor? Ek sê vir hom, ja. Hy sê, was dit genuine gewees? Kon jy sien in die persoon toe hy gebid het daar saam met jou? Hy wil graag die Gees ontvang, hy wil graag die gawe hê, hy wil graag die geskenk hê. Ek sê vir hom, ja, ek kon sien, hierdie was genuine. Hierdie persoon is lief vir Christus. Hy sê dan, het hulle die Heilige Gees ontvang? God gaan nie teen sy eie woord gaan nie. Hy sê, as jy vra, gaan jy kry. So ons moet aanhou vra in geloof. Tye wat ek voel, my battery is pap, moet jy in die binnekamer ingaan en vir die Heilige Gees vra, okay, nou moet jy my 'n bietjie vol. En ek het lanklaas met u gepraat. Dit voel vir my ek is 'n bietjie ver. Dis nie u wat ver is nie, dis ek wat myself ver gemaak het. So Jesus, asseblief, vul my weer. Ek wil weer net daai battery, lig moet weer skyn, ek moet nie flou vir haar nie. En hoekom sal Jesus dit nie vir ons gee nie?
Hy het dan gesê, ek sal dit gee as julle vir my vra. Hier sê sy woord te dank vir ons, en God gaan nie teen sy woord nie. Ons gaan aan. Die volgende een is bly in die woord. Bly in die woord. En ek gaan net lees wat Kolossense 3 vers 16 sê, en dan wil ek met hierdie een afsluit. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare hartpsalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. Bly in die woord. As jy nie in die woord bly nie, dan gaan jy nie kan vol word nie, want die woord van God is so klein 'n bietjie daai battery charger wat jou battery vol maak. Dis een van hulle. As jy arm is in die woord, waarmee kan die Heilige Gees werk? As jy arm is in die woord, bly in die woord, en dan laastens, dit kos daaglikse oorgawe. Romeine 12 vers 1 sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Daaglikse oorgawe. Ek weet nie, 2022, daarom het ek my hart en lewe vir Jesus gegee. Sinds then, moes ek baie keer op 'n plek gekom het wat ek gesê het, Here, hier is ek, gebruik my. Ek het dit toegesê. Ek moet myself herinner elke dag om dit te doen, want die geestelike natuur en die vleeslike natuur beklei die hele tyd. Hierdie vleeslike natuur wil laat slaap, wil lui wees, wil sleg wees, wil die verkeerde goeders doen. En hier moet ek myself die hele tyd herinner, Jesus, gebruik my. Ek sit hierdie een kant, gebruik my. En elke slag as hy my gebruik, dan word ek vol van die Gees. Voller van die Gees, totdat eventueel oorloop. Dan sluit ek af. Hoe kan ek verseker weet? En dis 'n vraag wat ek baie kry. Hoe weet ek dat ek gevul is met die Heilige Gees? Hoe weet ek dat hy in my bly? En ek wil vandag hier stop en ek wil eerstens sê, jy moet jou hart lewe vir Jesus gee. Jy moet op 'n plek kom waar jy kan sê, God is my Vader. As jy dit nog nie gedoen het nie, dan bly die Heilige Gees nie in jou nie. En meer as dit, jy is verlore. Jy gaan nie wees waar Christus is eendag nie. So ek pleit hierso vir my hart, of ek het gebid ook vanoggend, besin daaroor, het jy al jou hart en lewe vir Christus gegee? Dis die eerste ding, hoe ons weet die Heilige Gees is in ons, is as ons daai besluit doen. Maar dan vir ons wat klaar Jesus Christus aangeneem het, en nog steeds hierdie vraag, hoe weet ek? Dit begin eerstens, dit gaan nie oor 'n gevoel nie. Die Heilige Gees bly in jou, jy is gevul met die Heilige Gees, maar dit beteken nie jy float hier op 'n wolk en jy het hierdie gevoel van ek is geestelik en iemand groet ons nou die dag daar by die sport en kom na ons hierdie geestelike reus wat hier voor my staan, ek voel soms op 'n wolk. Nee man, dit gaan nie daaroor nie. So as jy jou hart en lewe vir Jesus gegee het, sê die woord, die Gees bly binne jou. Die woord sê as jy vra, sal jy ontvang. As jy dit nie voel nie, beteken dit nie, dit is nie daar nie. Right? Die son skyn. Ek sien dit nie nou noodwendig nie, want ek is binne. Maar die feit bly, hy skyn. Vanaand, 12:00, wanneer dit donker is hier buitekant, skyn die son nog steeds, net aan die ander kant van die wêreld. Die son is nog steeds daar, al sien ek hom, al voel ek hom nie. Die waarheid is, hy is daar. Die tweede ding, wat my die versekering gee dat ek weet, die Heilige Gees is in my, dit is God se hart, dat ek gevul is met die Heilige Gees. Dit is God se hart, dat ek moet oorloop van die Heilige Gees. En omdat dit sy hart is, en omdat dit in sy woord staan, kan ek vanaand rustig gaan slaap om te weet, maar die Heilige Gees is in my. Ek is vol van die Heilige Gees. En dan die derde ding, is dat jy jouself net moet
die hele tyd herinner aan. Dit is 'n aaneenlopende proses. Jy moet jouself die hele tyd op die charger gaan sit. Jy moet jou glas die hele tyd onder die water sit. Party dae gaan dit moeilik gaan, party dae is daar 'n papwiel, party dae gly jy op 'n nat teel, party dae gebeur daar goed en jy voel alles is teen jou, die toilet breek, die lig blaas en jy voel net jy's ver en weg van alles af. Dan moet jy jouself net herinner, dit is God se hart dat ek vol is van hom. Dit is God se hart dat ek oorloop van hom. Dit is God se hart dat in spite van die papwiel, die lig wat geblaas het, die toilet wat gebreek is, die nat teel wat ek opgegooid het. In spite van dit nog steeds die lig dra. En dit is sy hart. En hiermee sluit ek af. Dit is hoe ons weet, ons is gevul met die Heilige Gees. Volgende week gaan ons bietjie praat oor die gawes van die Heilige Gees. Die goed wat ons op die TV sien, en wat ons baie keer wonder of die waarheid is, ons gaan volgende week bietjie daaroor praat. En as die Gees ons so lei, gaan ons mekaar bedien met daardie gawes. As die Gees ons so lei. Ons luister vir hom, hy is koning, hy is baas hierso. Nie ek of jy nie. Kom ons sluit ons oor. Here Jesus, dankie dat U weggegaan het, opgevaar het hemel toe, en dat U vir ons die Gees gestuur het. Ons lees in die woord, dat U Heilige Gees ons lei, U oortuig ons van alle waarheid, U oortuig ons van alles wat ons doen, wat nie in lyn is met die woord nie. Here, ons lees in die woord, dat U ons volmaak, dat U ons karakter transformeer, dat U ons bekragtig, om getuies te wees, vir die evangelie. Here, my gebed is vir myself, en vir almal wat hier so sit, dat ons U sal toelaat, om ons te lei, dat ons U sal toelaat, om ons harte sag te maak, dat ons U sal toelaat, om 'n lewe te lei, werklik, wat getuig, van iemand wat vol is, van die Heilige Gees. Here, my gebed is, dat ons vol sal word van die Heilige Gees, en dat ons sal uitgaan, en skerp ligte sal wees, soos wat ek vanoggend almal verblind het, hierso hopelik met my flits, dat ons lig so skerp sal skyn, om ander mense te verblind met die goeie nuus van Christus. En U hart is dat elke tong sal bely, nie sal buig, dat U die Christus is. Gebruik ons om daai werk te doen. Dit is my gebed, in die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen.